Vandag delf ons in 'n baie belangrike en nogal ontstellende kwessie in pediatriese medisyne. Dink hieroor. Wat as die einste behandeling wat ontwerp is om 'n kind se lewe te red, hulle eintlik in groter gevaar stel? Ja, dis die groot vraag vir vandag. Jy sien, vir 'n kind wie se niere ingegee het, is dialyse daardie brug na 'n gesonder toekoms. Maar soos ons nou gaan sien, maak die manier waarop daardie brug gebou word letterlik 'n lewensbelangrike verskil. Goed, kom ons begin by die begin. Om die probleem regtig te snap, moet ons eers verstaan wat presies in die wêreld van pediatriese eindstadium niersiekte, of ESRD soos dit bekend staan, aangaan. So wat beteken dit? Eenvoudig gestel, dis die punt waar die niere heeltemal ophou werk. Klaar. Dan is daar regtig net twee paaie vorentoe. 'n Nieroorplanting, wat natuurlik die uiteindelike doel is, of dialyse, wat dien as daardie kritieke lewenslyn terwyl hulle wag. En hierdie is nie 'n seldsame situasie nie, glad nie. Meer as die helfte van hierdie kinders spring dadelik weg met hemodialyse. Dis 'n proses waar 'n masjien basies die niere se werk vir hulle doen. En dit bring ons by die kern van die saak. Hoe koppel jy 'n kind se klein lyfie aan daardie groot masjien? Wel, daar's twee hoofmaniere en die keuse tussen hulle het massiewe langtermyngevolge. Aan die een kant is daar die sentrale venose kateter, of SVK. Dink daaraan as 'n direkte, uitwendige pyp wat in 'n groot aar geplaas word. Dis die vinnige opsie. Aan die ander kant het ons die arteriovenose fistel, die AVF. Hier maak 'n chirurg 'n interne verbinding tussen 'n aar en 'n slagaar. Dit vat 'n rukkie om te ontwikkel, maar dit word deel van die liggaam. So, ons het 'n vinnige, tydelike opsie en 'n stadiger, permanente een. Jy sou dink die keuse hang af van die kind se unieke situasie. Maar die data wys 'n baie duidelike en nogal kommerwekkende neiging. Dit blyk daar's 'n verstek-opsie en ongelukkig is dit die riskante een. Dit is regtig moeilik om te glo, maar meer as 80% van kinders begin hul dialysereis met 'n sentrale venese kateter. Ja, ten spyte van alles wat ons van die beter opsies weet, is hierdie tydelike eksterne buisie die oorweldigende norm. En hier is die direkte, onvermydelike gevolg. Hierdie grafiek maak dit pynlik duidelik. Kinders met 'n kateter het 'n 84% hoër kans, amper dubbel die risiko, om vir enige rede in die hospitaal opgeneem te word, in vergelyking met kinders wat 'n fistel het. Dis 'n reuse verskil. En dit hou nie daarop nie, die risiko van hospitalisasie weens infeksie byna 5 keer hoër. Probleme met die toegangspunt self amper 3 keer hoër. En miskien die ergste van alles, die kateters kan die are permanent beskadig, wat beteken toekomstige lewenslyne word in gevaar gestel. Dit is eenvoudig nie 'n langtermyn oplossing. So, as die kateter die probleem is, wat is die oplossing? Gelukkig is daar 'n baie duidelike bewese alternatief. Dit word beskou as die goue standaard vir 'n rede. Kom ons kyk gou hoekom die AVF soveel beter is. Die amptelike mediese riglyne is glashelder. Vir enige kind wat waarskynlik langer as 'n jaar dialyse sal nodig hê, is die fistel die regte keuse. Dit stel in skrille kontras met daardie 80% syfer wat ons sopas gesien het, né? En hierdie tabel, hierdie syfers wys presies hoekom dit so krities is. Kyk net na daardie verskil in lewensverwagting. 'n Kind op dialyse het dekades minder lewensverwagting as een wat 'n oorplanting gekry het. Elke komplikasievrye dag, elke gesonde jaar tel. Deur die probleme van kateters te vermy, gee ons hierdie kinders 'n baie beter kans op 'n lang en gesonde lewe. So, dit bring ons by die mees ooglopende vraag van almal. As fistels dan soveel beter is, hoekom word hulle nie net die standaard vir alle kinders nie? Wel, die antwoord is, dis ingewikkeld. Dis 'n web van mediese, sistemiese en selfs psigologiese struikelblokke. Eerstens, die chirurgie op klein kindertjies se bloedvate is tegnies baie moeilik. Dokters hoop ook soms dat 'n nieroorplanting vinnig sal gebeur, so hulle stel die operasie uit. Dan is daar 'n gebrek aan duidelike, gestandardiseerde prosesse en 'n groot een, kommunikasiegapings tussen die verskillende dokters en spesialiste. En ons kan nooit die menslike element vergeet nie. Vir 'n kind en vir hulle ouers is die gedagte aan naalde en die sigbare verandering aan 'n arm vreesaanjaend. Hierdie vrese is eg en moet met deernis hanteer word as ons wil hê hulle moet die beste sorg aanvaar. So ja, die probleem is duidelik en die struikelblokke is kompleks. Maar dit beteken nie dis onmoontlik om op te los nie.
Kom ons eindig op 'n hoopvolle noot en kyk na die praktiese stappe wat ons kan neem om hierdie gaping te oorbrug. Die snaakse ding is, mense probeer al lank om dit reg te stel. Inisiatiewe bestaan al vir byna 2 dekades. En tog, het bitter min verander. Die gebruik van kateters is vandag amper dieselfde as wat dit in 2006 was. Dit wys ons dat bewusmaking alleen net nie genoeg is nie. Ons het aksie nodig. En die pad vorentoe is eintlik baie duidelik. Eerstens, opvoeding. Almal dokters, pasiënte, families moet die langtermynvoordele verstaan. Tweedens, standaardisering. Beplan die fisteloperasie maande vooruit, lank voor dit 'n noodgeval word. En laastens, die belangrikste, kommunikasie. Die hele mediese span moet saamwerk as een, met net een doel voor oë: die kind se toekoms. En dit bring ons by die slotsom. 'n Dialese toegang is nie net 'n tydelike pleister nie. Dis die begin van 'n lewenslange reis. Die keuses wat vandag gemaak word, beïnvloed daardie kind se gesondheid vir die res van hulle lewe. So die vraag waarmee ek jou wil los, is eenvoudig. Hoe verseker ons dat elke kind se lewenslyn gebou is om 'n leeftyd te hou?